my gewys het, en dit is net amazing hoe die Here werk. Kom ons lees saam. In vers 1 af, Mattheus 4. Hy sê, toe is Jesus deur die Gees, maar let op die hoofletter Gees, weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Het jy ooit gedink, hoekom? Hoekom sou die Here sy seun in die woestyn inlei, juis om deur die duiwel versoek te word? Nou kom hy sê, en nadat 40 dae en 40 nagte, nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy nader aan honger geword. Ek sê van gister vir my vrou, 40 dae, 40 nagte, toe begin hy honger word. Ek is klaar honger na dag 1. Dan is dit klaar 'n stryd. En hoor my mooi kind van God, want weet jy wat, ons het nou altyd so vinnig oor gepraat. Wanneer dit kom by vasting en gebed, dan kastei jy jouself. Jy ontsê jouself van iets en jy wy jouself toe in vasting en gebed aan God. Maar nou kry jy die mense, ek het dit nou aan gesê, ek het nie 'n probleem met dat jy dan vas nie, maar jy sal sien, ek doen dit nie sonder nie. Want weet jy wat is die probleem? Die woord leer my, wanneer jy vas, dan ga jy dan jou badkamer in, jy gaan was jou gesig, want die mense nie sien jy sukkel nie. Want dit is 'n saak tussen jou en God. Amen. En hoor my kind van God, vasting werk, hoor. Kan ek nou 'n ding sê, wat ek nou sommer vroeg dalk by my in die moeilikheid gaan kom. Soos jy nou van 27 biere drink in 'n week, en jy sê nou jy gaan vas, dan beteken dit nie as jy nou ophou bier drink vir die week, jy vas nie, hoor, jy is van die pad af. Maar nou ja, kom ons gaan aan. En die versoeker het na hom gekom, vers 3, en gesê, as u die seun van God is. Nou, hoor mooi, in vers 17 in die vorige hoofstuk, nadat Jesus gedoop is en hy in die water het kom, sê die hemel, die woord, en die hemel het geopen en 'n duif het afgekom, en daar het 'n stem in die hemel gesê, dit is my seun, in wie ek welbehaag. Nou kom hy van en hy sê, as u die seun van God is. Meen regtig? Maar ek gaan nou daarby kom, dit is eintlik baie interessant. Sê dat hierdie klippe brode word, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, van elke woord, mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na 'n heilige stad, en laat hom op die dak van die tempel staan, en sê vir hom, weer 'n keer, as u die seun van God is, werk u self af. Kyk nou interessant, nou kom hy met die woord, en hy sê vir die Here, want daar is geskrywe. Hy sê, hy sal die engele sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord hom en hy sê, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld, en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Nou ek wil net mooi kyk, daar is 'n skrif in die Bybel, wat sê, wanneer die vyand jou aanval en jou versoek, sê die woord, onderwerp jouself aan die woord van God. Hy sê, weerstaan die duiwel, ekskuus, ek my korrigeer, weerstaan die duiwel, en hy sal weer wegvlug, maar hy sê daarin, jy moet jouself onderdanig maak aan die woord van God.
Nou kyk hier so nou sê hy, nadat die Here het hom gesê het die duiwel hom laat staan. Hoekom? Want van die begin af was Jesus Christus onderdanig aan sy Vader se wil. And we can all have that response. Maar die probleem is, dit vat bietjie baie om onderdanig te raak aan hierdie woord. Dit maak my eintlik baie keer bewe. Want jy sien, dis nie so maklik om onderdanig te bly aan die woord nie. Hy het die duiwel weerstaan, hy het weggegaan. En dadelik het daar engele gekom en hom kom dien. Nou wanneer ons praat oor die woord slawerny, dan kom daar baie gedagtes by 'n mens op. As jy dink aan slawerny in die ou tyd, dan dink ons aan kettinge, ons dink aan gevangenes. Mense wat teen hulle wil vasgehou word. Maar die gevaarlikste slawerny wat ek van praat vandag, is die slawerny wat jou in kettinge vasbind nie. Ek praat van dit wat kom met 'n glimlag. Dit wat jou geluk beloof. Dit beloof sukses. Dit beloof, ag pastoor, ek wil net my lewetjie geniet. Dit beloof vryheid. Ons kyk nou 'n prent. En jy weet nou ons, ek weet nou ons polisie so uit. Ek dank die Here, my kinders was nie so nie. Want hulle sou 3 keer gesterf het. Want jy sien, wat is, ons almal was daar. Ag, ek wil tog net my eie foute maak. Los my net, ek weet wat ek doen. Dan wat maak ons kinders eintlik? Meer droog as enigiets anders. Kan ek dit nou bring na ons toe, en dit kom by ons in God? Want ek wil my eie kop volg, Here. Ek wil my eie foute maak, Here. En op einde van die dag sien jy met 'n groot probleem wat jy gedink het. Want wat doen ons baie maal? Ons maak meer droog as enigiets anders. En jy sien al hierdie leebeloftes van geluk en van sukses en van plesier en van vryheid is niks anders eintlik as diefstal nie. Want op die einde van die dag steel dit jou vrede. Dit steel jou vreugde, jou getuienis, en as jy nie oppas nie, ook jou verhouding met God. Jy sien, die grootste leuen van die Satan was nog nooit dat daar geen God is nie. Want hy weet, God leef. Hy bewe dan by die doen van die Here se naam. Maar jy sien, die grootste leuen is, jy sal gelukkiger wees as jy dit net eenmaal doen, man. Wat is nou so sleg daaraan? Wat is nou, dit is mos nie so bad nie. Een keer. Terwyl ek in die week besig is en ek gebruik dit weer eens net as 'n reference en vir jou net te verduidelik. Vat ek hierdie ding my terug na die eerste keer in my lewe toe ek met dwelms deur mekaar geraak het. En wie wat ek sit, en ek kan vir jou presies sê waar ek gestaan het, julle sal weet vir julle sê waar het was, presies weet waar het was. En 'n persoon kom na my toe en hy sê vir my, 'n vriend nogal. Hy sê nie traai nie, man. Ek sê, wat's dit? Hy sê, traai dit. Ek sê, wat is dit? Ek het die kop sê nie. Hy sê nie, dit is 'n lekker ding nie. Traai dit. En in my wete, in my wese sê hy vir my, moet dit nie doen nie. En ek tog, soos die vyand kom en hy fluister, dis nie so erg nie. Jy gaan dit teen toe nie eers voel nie, want jy gaan te veel gekonsentreerd wees, want dit is jou heel eerste keer.
En ek sê, kom ons try wat ons moet sê. En toe laat ek begin werk, toe vergeet ek van die streek wat gesê, maar dit nie doen nie. Die volgende Saterdag aand, Vrydag aand, ekskuus, selfde persoon, hierso, ek sê nee, nie vanavond nie. Hy sê, kom aan, was dit nie lekker nie? En so drop ek die tweede ene. En voor die eerste 3 maande verby is, toe kon ek nie in 'n nightclub en gaan sonder iets in my lewe om myself bietjie wakker op te kikker nie. Dit is wat die vyand doen. Bietjie vir bietjie. Hy kom nie en ruk die mat onder jou voete uit nie. Weet jy wanneer doen hy dit? Wanneer jy nie meer krag op te staan nie. Wanneer jy reeds te ver is. Kom nou man, is nie so sleg nie. En wie wat? Dit is die leen wat hy van die begin af gebruik het in die tyd van Eden. Wat het hy vir Eva gesê? Dit is nie so erg nie, man. Dis die leen wat vir Adam laat val het. Come on, man, what have you got to lose? My woorde gesê. En weet jy wat? Dis presies dieselfde ding waarmee hy die Here in die woestyn kom versoek het. Hy gaan nie na hom toe op sy sterkste is nie. Hy gaan hom toe hy weak is. Toe hy vulnerable is. Maar weet jy wat sy verskrikkend van God? Eva en Adam en Nico het geval. Maar toe die vyand aan die Here toe kom, toe bly hy staan. Hy het staande gebly. Toe Israel in die woestyn ongehoorsaam was, toe is God gehoorsaam. En om daardie rede kan hy vandag, en is hy die enigste een wat jou in hierdie dag kan vrede gee en jou kan vrymaak. Ek het Woensdag aand by die bidhuur gesê, baie mense dink, jy agtergekom, jy het gesê weer, ek sê baie keer, ek kom hier by die kerk, ek kry die duiwel by die trap is in die heilig, baie hartseer. Want jy kry baie Christene, kinders van die Here, en sê, hoeveel gaan as jy pastoor, yes, die duiwel het as aan my nie weet, die duiwel val my aan, pastoor. Maar weet jy wat, die grootste geveg is nie die vyand nie. Die grootste geveg is wat elke dag tussen hierdie twee oor aangaan. Want dit is hier. Dis hier waar dit begin. En van hier af spoel dit in jou hart en dan is dit net 'n groot gemors. Voordat Satan jou optrede kan verander, probeer hy eers om jou denke te verander. Because if you can change your mind, want dis wat hy met Eva gedoen het. Hy het gesê, kyk nie man, eet hierdie ding, wat gaan gebeur? Inteendeel, sy het geweet sy moes nie. Maar toe die versoeking te groot is, en die belofte van kennis, en van al die wonderlike goed, toe gee sy in. Elke sonde, elke ding in jou lewe, maak nie saak hoe wat dit is nie, begin by een ding, begin by 'n gedagte. Begin by 'n gebeurte. Dit begin by regverdiging. Dit begin by 'n klein kompromie. Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 14, hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur die begeerte, sy eie begeerte weggesleep en verlok word. Onder een ding, ek wil moet baie mooi vanoggend hoor. Die vyand dwing jou nie om te sondig nie. Glad nie. Hy forceer niemand om dit te doen nie. Al wat
hy kan doen, en hy is goed daarmee, is om jou te bereid. Om net jou mind net bietjie te verander. Om daardeur, soos jy gesê het op Woensdag aand, sê Paulus vir ons, dat ons elke gedagte gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit staan in hierdie woord. Ons het die mag om dit te kan doen. Maar jy sien, dit is mos baie makliker om oor die fens te loop as om net 'n bietjie te fokus. Wie wat? Enige sonde is lekker. Dis hoe jy dit doen. Dalk nie die eerste keer as jy jou vir self versuip in 'n ding, is dit lekker nie. Maar die gevoel was dit, dit is so lekker. En hier is die ding, hoor mooi, wanneer die vyand eers jou mind gechange het, sal hy eventually ook jou lewe beheer. Want op die einde van die dag, as jy mooi gekyk wat ons nou gelees het, die eerste keer sê hy vir die Here, maak hierdie klippe brode. Hoekom? Maar sy groot doel was vir een ding en een ding alleen. As jy gaan kyk na die eerste 2 versoekings wat hy deurgegaan het. Dis iemand Woensdag aand gesê, ek het my vrou 'n bietjie verkeerd gestel Woensdag aand, maar wat ek ook gesê, gaan kyk net bietjie daarna. Want dit is so asof hy die Here mok of hom sê, as jy die seun van God was. Ken dit toe jy op skool was? As jy nou so sterk is, wat wil jy doen? Wat gaan jy doen? Dis wat hy doen. Maar kyk mooi, die oomblik, toe hy by die kruks kom, toe hy by sy hele doel kom, hy sê, kyk na al hierdie goed, ek gee dit vir jou, val net voor my neer, en dan bid my. Hoor my mooi, want as jy gebuig het, sit jy met 'n probleem. As jy gebuig het, het jy nie gebuig. Daarom dank ek die Here vir wie hy is en vir die prys wat hy vir ons betaal het. Want as gevolg van hierdie prys kan ons 'n geleentheid kry as ons die knie gebuig het om te sê, Here, vergewe my. In Matteus 4 vers 1, toe sê Jesus, toe is Jesus die gees weggelei in die woestyn om deur die vyand versoek te word. Het jy ooit gewonder, hoekom in die woestyn? Hy kan enige plek gevind, hoekom woestyn toe? Want wie het gebeur in die woestyn? Dis nie lekker daar nie. Dis nie maklik daar nie. Dit gaan nie soos maanskyn en rose daar nie. Hoor my mooi wat ek vir jou sê, die woestyn is die plek waar God jou en my shape. Die woestyn is die plek waar hy vir Jesus gevorm het om in die bediening te kon ingaan. As jy gaan kyk na die ek sê altyd die woestyn is 'n plek van voorbereiding. Want jy sien, Jesus het nie verdwaal by die woestyn en was nie. Hy het gegaan waar die Gees hom gelei. Wat doen ons baie maal as ons sê, hier kom 'n moeilike ding, dan wil ons dalk daai, we don't want to go in there. Maar dalk is dit presies wat God jou wil hê. Want as jy gaan kyk bietjie in die Bybel, Moses was daar voorberei. Israel was daar getoets. Elia het daar God se stem gehoor. Johannes die Doper is daar gevorm. Jesus se die bediening begin in die woestyn. Nou kry ek sê volgens my vrou, hoe baie maal bid ons, wanneer dinge moeilik gaan, ag Here, haal my uit hierdie woestyn uit. I cannot do it. En die vraag eintlik vir God om uit die vormingsproses uit te haal. Uit die vuur uit te haal. Want jy sien, weet jy wat is die ding van die woestyn? Jy sien, wanneer, dis baie maklik om Here te vertrou as jy kos in jou kas het. As dit met jou goed gaan. Dis baie maklik om hom te prys en, ons het lekker kerk gehou vanoggend. As jy weet, jy het nog 'n choppie of 'n snytjie brood in jou kas.
but it hits differently. Wanneer jy jou kas oopmaak, en daar is niks om te eet nie, en nou verwag ons nie, maar jy moet dans. Dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Wanneer die dokter vir jou slegte nuus gee, is nie so maklik om die Here se naam groot te maak nie. Want wat doen ons? Here, hoekom? Wat het ek gedoen om dit te verdien? So ek moes dan gesê, toe my vrou weggeraak, toe weet waar sy is, maandag aand nie, sy laat is, toe sê ek, wat gaan ek, waarheen ry ek? Waar gaan soek ek? In steede daarvan te sê, Here, ek vertrou U, want ek weet U sal op Heilige Gees bring. But you see, it does hits differently when it's difficult. It's not so easy. Maar jy sien, hier is die ding. In die woestyn word die ware toestand van jou hart geopenbaar. In die moeilike tye, in die slegte tye. Jy moet een ding onthou, die woestyn is nie daar om vir God te wys wie jy is nie. God weet presies wie jy is. Die woestyn is daar om jou te wys wie jy is. Maar jy sien, hier is die groot ding. Kyk nou wat gebeur. 40 dae het hy gevas, en toe word hy honger. Nou kom die vyand en hy sê, as jy die seun van God is, maak hierdie klippe brood. Hy kom val nie eers aan met sy hongerte nie. Eers sy identiteit, as jy dan die seun van God is. Toe kom hy en hy sê vir hom, maak hierdie klippe brood. Hy was fisies swak, en die vyand kom op die regte tyd. Glo my, kan ek dit nou maar sê, ek wil nou nie duiwel eer gee nie, want hier nou is die staan. Hy weet, want hy kom juist wanneer dit op die moeilikste is. Wanneer hy op die vulnerabelste is. Dink jy nou, hy wil hard werk? Nee. Hy wil jy net so terug, in die baie voorbij gaan. Dat jy val. En ek wil vandag vir jou sê, dit wat hy met Jesus gedoen in die woestyn, doen hy vandag nog steeds. Hy wag, tot jy moeg is, tot die teleurstelling daar is, tot die eensaamheid daar is, tot die vrees daar is, even wanneer die emosies hoog hardloop. Dan kom hy met die leen. Nou waar is God dan nou? Hy sê dan in sy woord, hy is lief vir jou. Hy sê dan in sy woord, hy gee hom vir jou. Hoekom laat hy jou dan deur nie goed gaan? Maar jy sien, in steede dan om die vyand te bestraf en te sê in die naam van Jesus Christus, gaan weg van my af, sit ons in ons entertain dit. Want as jy jou daar vang, is dit maklik om die kompromie te begin aangaan. En dan kom hy en sê vir die, niemand sal weet nie, man. Wie gaan weet? Dis net hierdie een keer. En weet jy, hartseer. Baie mense verloor in 'n paar minute dit wat God in die laaste 10 jaar in hulle lewe gedoen het, oor hulle swak is. Dit wat God jare vat om te shape, kom die vyand en hy vernietig het in oog. En weet wat kind van God, ons kan niemand blameer behalwe onsself daarvoor. En jy sien, dit gebeur nie omrede die persoon sleg is nie, maar dit gebeur omrede die persoon swak is, want die vyand weet wanneer om te kom. Hy begin nie by die honger nie, hy begin by God se identiteit, en hy vraag hom, wie is jy? As jy dan die seun van God is. Hy het goed geweet. Ek wil eintlik 'n bietjie gekyk, ek het nog nooit daarna gekyk, sorry man. Ek sê nou vir my vrou, so ek hier terug, as jy die seun van God is, haal jy van die kruis af. As jy die seun van God is, nou ek weet, as jy nou nie, hy weet presies wie God is, anders sal hy ons nie so vir respek hanteer nie. Want in sy arrogansie, in sy wintigheid,
sit hy nog steeds as God naby kom. En dit is wat ek vandag net kort vir jou wil kom sê. As jy God by jou het, hoor my mooi, die vyand sal nooit vir jou bang wees nie. Maar hy is bang vir iemand wat agter jou staan. Maar die probleem is, wat doen ons? Want dit is kompromie op kompromie op kompromie, en ons agter sê so erg nie, en as jy weer omkyk, dan staan die Here deur agter. Want ek het my hand van sy uitgehaal, en ek het begin ronddwaal. Ek het het al hoeveel keer gesê, as jy verlore voel en jy voel alleen, is dit baie keer nodig net om stil te staan en terug te kyk, om te kyk, want as jy sien, God is presies daar, wat jy sy hand gelos het. Maar ons verwag dat die Here moet saam met ons in die nightclubs en in die bordele en al die goede ingaan. Hy gaan nie. Hoor my mooi kind van God, hy is 'n heilige God. Satan kom en hy probeer jou laat twyfel in wie jy is in God. Hy laat jou wonder wie is jy? Wat hy sê vir jy, as jy die seun van God is. En hy gaan altyd probeer twyfel saai, want hy kan niks beters doen as dit nie. Hy gaan altyd maak dat jy jouself bevraagteken, want hy kan niks beter doen as dit nie. Hy gaan jou altyd kom herinner van hoe sleg jou verlede is, want hy kan niks anders doen as dit nie. Want hy kan nie vir jou vertel wat môre vir jou wag nie, net God kan. Hy wil hê jy moet twyfel in God se liefde vir jou. Hy wil hê jy moet wonder, is jy regtig gered? Ek het vir jare, seker vir 2 jaar, het ek my eie redding bevraagteken. Want jy sien baie mense die verdraai die idee dat jy kan net 'n ou gebed opsê en jy's reg. Dit vat bietjie baie meer as dit. Jy moet voor God bely. Jy moet berou hê oor jou sonde. Maar weet jy wat as jy dink vandag kan van Here net, gaan kyk bietjie om jou, dalk praat ek met iemand, ek weet nie. Ek het 'n fout gemaak. Nou vra ek, Here vergewe my. Maar ons doen dit so nonchalant. Maar weet jy wat? Het jy berou oor wat jy nou net gedoen het? Nou, jy sal nooit jou vrou opsekerlik seer maak, jy sal nie. Maar jy kan lief. Vice versa. Nou, soms gebeur dit. Maar, jy gaan nie opsekerlik doen nie. Maar wat doen jy as jy nou 'n fout gemaak is? Ek is jammer. Maar as dit kom by die Here en ek het net 'n redelike ding gedoen, dan wil ons net so maar, ag, Here, vergewe my, en dan gaan ek. En voor jy met die tweede, kom ons terwyl dit is, en voorbeeld, is ons lekker ene. Dus hy taxi voor jy inry. Dan is dit nag, want jy wil uitkom en hom met 'n wielspanner slaan en al die lekker dinge, en dan wil hy nie vir jou stop nie, en dan klim jy terug met die wielspanner in die kar, as jy om die draai gaan so 'n ander taxi om jouself te doen. Maar jy het net tussen daai rit, het jy gesê, vergeef my. Nonchalantly. Want jy sien, hier is die ding, en het kom terug by dit, wat ek nou gesê het, ek hoor op praat, ons het nie vrees vir God nie. Die vyand wil jy dat verstaan, en wil dit gedink dat God nie vir jou sal voorsien nie, in jou tyd van nood nie. Ek wil vandag vir jou sê, hy is alleen in die put van die hel uit. Want God voorsien, maak nie saak wie dan kyk nie. En weet jy wanneer gebeur hierdie goed? So maklik met ons, wanneer jy nie regtig weet wie in God is nie. Want jy sien, as jy nie regtig weet wie in Christus is nie, dan soek jy jou identiteit in mense, in geld, in sukses. Want geen beter plek om jou identiteit te kry, as met by God. Amen. Want jy sien, hoor my mooi, ons wil toch so hard probeer om almal om ons
nog net tot te impress. Ons wil almal tog net wys hoe goed en hoe groot ons is. Hoor my mooi kind van God, as jy op 'n plek is waar jy moet wees, het jy nie nodig om aan enigiemand iets te bewys nie. Jy het nie nodig om enige iets te probeer bewys as jy weet wie jy in Christus is nie. Hy versoek hom en hy sê vir hom, maak hierdie klippe brood. En dit gaan nie oor die brood nie. Dit gaan oor die gehoorsaamheid aan God se stem. Dit gaan nie oor die brood nie. God kon hy kon vir homself 'n hele bakkery gemaak het, sê hy. Want dit is wie hy is. Want hy spreek lewe en die dinge ontstaan. Jy sien, dit het vir hom gegaan met die gehoorsaamheid. En weer eens sê ek vir jou, die Bybel gebruik presies dieselfde taktiek vandag. Hy gebruik nie presies dieselfde ding. En weet wat is dit? Hy gebruik jou behoeftes, die regte behoeftes. Want hy weet presies wat jy nodig het en wat jy wil hê. Maar hy kom en hy gebruik die regte behoeftes op die verkeerde tyd en op die verkeerde manier. En weer eens wat ek vir jou sê, die probleem is nie die behoefte nie. Glad nie. Die probleem is dat ek bereid is om God te verruil vir dit wat ek wil hê. Want wanneer jy die kompromie aangaan, dan vat jy God en jy skuif aan een kant toe. En jy bring jou belange voor God in. En dit is 'n probleem, kind van God. Jy sien, ons lewe in 'n tyd wat ons hardloop na in 'n wêreld wat goed wil sien, en dit is alles oor materialistiese goed. Jesus antwoord die vyand en hy sê vir hom, 'n mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Hierdie tyd wat ons lewe, sê die wêreld vir jou, vergeet van die ding. Volg jou hart. Kom, wie tal vir iemand ons of jou in die plek gesê, volg jou hart. Ek wil vir jou sê, jy kan jou hart volg, as jy doen wat die woord sê. Bewaak jou hart, bo alles. Amen. Want dit is 'n betegelike ding. Jy sien, die wêreld sê, volg jou hart. God sê, volg my. Hy vat hom as stomp die tempel en hy sê, spring af. Bewys die wêreld wie jy is. En Jesus antwoord hom, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Want jy sien, hierso gaan dit oor niks anders as oor trots en selfverheffing nie. Want ek gaan jy nou sê, nie na 'n plek toe geword waar die mense was nie. Dit is reg oor die tempel. Ek het vir 'n oomblik dink, as Jesus homself wil afgooi, hier kom hy en hulle skep hom op. Ek praat nou realisties, ek weet, pret die mens. Hoe sal dit lyk? En weer sê ek vir jou, hy het nie nodig gehad om iemand te probeer beïndruk nie. Jy het ook nie nodig om enigiemand te probeer beïndruk nie, met geen ding nie. Maar die probleem is, ons is so gepla oor wat die mens dink. Ons is so gepla oor wat oom Billy nou gaan dink, as ek nou vandag hier op die mat kom kniel en voor God myself kom. Wat gaan die mense dink? Ek wens nie ons kan verby daai ding kom, kyk daarvan, forget about the people. Because it's got nothing to do with the people. It's all about God. Amen. Weet wat as jy voor die Here kom lê hier in 'n diens terwyl ons besig, kom, niemand gaan jou pla nie. Maar jy sien, mense wil dit nie doen nie, want wat sal die mense sê? Wat gaan die mense dink?
Jy's in 'n kerkdiens, jy's in die woestyn, jy weet nie wat se kant toe nie, jy voel gedruk, en jy wil net kom uitkniel voor die Here, en jou hart kom uithuil voor die Here, maar jy's te bang, want wat gaan die pastoor dink? Dalk moet die pastoor langs jou kom lê, en die Here saam met jou soek. Ons is nie hier om mense te beïndruk nie. Ons is nie hier die aarde geplaas om enigiemand happy te hou nie. Ons is hier geplaas om God te verheerlik, om sy aangesig te soek, om vir hom te lewe, vir niks anders nie. Want hier's die ding. Bring as ek jou ophef, en ek maak 'n groot baai oor wie en wat jy is. Wat gebeur? Jy voel vir 'n oomblik goed oor jouself. 2-3 weke dan die lyn, dan maak ek jy meer nie, dat jy sleg voel, man. Dan val jy en dit is nie lekker nie. Maar hier is die ding, as jy voor God kom en God verhoog jou, kan ek jou een ding sê, geen mens kan jou van daar afhaal. Geen mens kan jou afval as God jou verhoog het nie. Geen mens kan jou afbreek nie, want weet jy wat, het gaan jou nie pla nie. Want het gaan nie oor wat mense sê nie, het gaan oor wat God oor jou sê. En weet wat, ek wil vandag vir jou sê, ek is lang al voorbij die ding wat mense van my dink. Ek gee om wat jy oor my dink nie. Ek worry oor wat God vir my sê. Want dit is wat tel. Mense se opinies, man, hulle kan vir jou sê net wat hulle wil. Like you were saying the other day, people are going to say stuff, en mense gaan van jou praat, laat hulle praat, want weet jy wat, ek weet wie se my kan. Amen. Maar wat doen ons baie maal, wanneer dit gebeur? Nee, maar wacht dat ek nou eers my kant van die storie stel. Ons doen dit. Maar God sê, jy het nie nodig om jouself te verduidelik nie. As dit wat jy gedoen het was in geregtigheid, het jy nie eens nodig om te probeer nie. Dan kan mense ons maar sê wat hulle wil, want die waarheid sal altyd seëvier. Amen. Die derde versoeking kom die vyand en hy probeer jou slaan. En hy sê, al hierdie dinge sal ek aan jou gee, as jy neerval en my aanbid. Jy weet die interessante ding, hy vra nie vir die Here om die res van sy lewe om te aanbid. Hy sê vir hom, val voor my neer en aanbid my. En ek gee jou al die goed. Net een keer. Buig net een keer voor my. En kan ek jou iets sê, dis hoe slawerny begin. Een keer, een kompromie, een verkeerde besluit, net hierdie een keer, want die is of het nie. Het is altijd interessant as jy mense kry wat dinge doen wat nie moet doen nie, die pastoor my hoek om my man, hulle weet nie wat te maak nie. En die pastoor Rolf het ook gesê, hy sê, kom my hoek gery, en hy sien jy ons sy nieuwe doopeling wat hy net gedoen het, net so lang sy gered en as hierdie muziek, my kop gaan net so. Hy sê, weet jy wat, ek wil al ingeslik het, wat hy sê, maar toe hy om so kyk, toe hy sy gered en toe hy weet, toe sy gered weg. En sê, mens, pastoor, ek brief vir my, broekie. Ek het respect vir jy, dank ek waardeer het. Wat van God? Jy is was die vrees van die Here, kind van God. Jy wil worry oor wat ek dink, jy wil worry oor wat die pastoor se vrou dink. Come right, man. Niemand weet nie, want ek doen het agter nie in myself. God sien wat jy doen. Hy weet wat jy doen. Maar jy sien, nou kom jy van en hy sê vir Here, buig voor my neer. Die oomblik toe hy sê, the fight became real. En die Here sê, gaan weg van my son. Want jy mag nie. Jy mag nie. Die Here jou God moet jy aanbid en niemand anders nie. Jy moet mooi hoor.
ek weet ek spring nog 'n keer rond volgende, maar daar's sekere goed in 'n kind van die Here se lewe wat jy nie mee onderhandel nie. Of kom ek stel dit so, daar's sekere goed in 'n kind van God se lewe wat ons nie veronderstel is om mee te onderhandel nie, wat baie van ons doen. Jy onderhandel nie met die waarheid nie. Ons is nie veronderstel om te onderhandel oor die heiligheid van God nie. Maar jy sien, ons elkeen een van ons wat hier sit, en dis hartseer. En die woord sê, my kinders gaan ten gronde wees gebrek aan kennis. Ons almal het ons eie prentjie oor wie God is. Hoe hy moet wees. Kan ek vir jou sê, as jy wil weet wie God is, gaan kyk hier. Hierdie woord gaan vir jou presies sê wie God is. Hierdie woord gaan vir jou presies sê hoe heilig God is. Maar jy sien, ons luister na pastore agter 'n preekstoel wat vir die goedskap sterk vertel oor wie is en hoe gemaklik dit is, en hy sê is so erg is nie, God is heilig. Hy speel nie met mense nie. Maar ons wil hierdie prentjie geteken hê van ek weet nie, ek wil dit nie, dit gaan baie dit wees. Maar ons wil hierdie prentjie teken van wie God is. Ons het hierdie prentjie van die duiwel, as hierdie dingetjie met die horingkies en die rooi driekant vinkie en sy pylstertjie. Dis baie erger as dit. Ons wil 'n prentjie oor hoe God is en wat hy is en wat hy moet doen. Maar weet jy hoekom het ons dit? Want ons verstaan nie wat hierin sit nie. Want ons gaan lees nie wat in hierdie woord staan nie. Hy vra vir die Here, kom kniel voor my. Aanbid my. Hoe verwaand. Buig net een keer. Want weer eens, waaroor gaan dit? Hy vra jou om 'n besluit te maak. En die oomblik as hy jou hier die besluit laat maak, dan begin die probleem. Hoor my mooi. Niemand besluit in een oggend as hy opstaan om sy huwelik te vernietig. Nobody. It happens by choice. Dit begin met een gesprekkie, met een WhatsAppie, een geheim. Niemand raak oornag 'n verslaafde nie. Ek kan getuig daarvan. Dit gebeur met tyd. Kompromie. En ons kan vir ure oor dit praat, want daar's soveel dinge, maar ons doen nou maar die siensondes. Jy sien, daar's soveel goed. Net een keer, draai dit net vir een keer. Wat het jy om te verloor? Vat net een trek. Kyk net een keer. Die eerste keer as jy het gesien het, it can never ever be unseen. En dis waar die probleme kom. En wie net wat vir jou so sê ook dat die Here, jy gaan nie in 'n oogwink gaan die familie van die Here afruk nie. Dit begin stadig maar seker, bietjie vir bietjie, kompromie vir kompromie. Elke Sondag 'n bietjie, ag nee man, moenie worry nie, dit is nie so bad nie. Jy het nie nodig om nou te bid, jy bid later. Voor jy ooit fees die dag verby, jy nie gebid nie. Ag, moenie nou worry om Bybel te lees nie, doen dit later. En voor jy kan sien dat jy vir 2 weke in jou Bybel gevat nie. Kom, wees eerlik. En voor jy ooit vee, is jou kerkbank leeg. Dan wonder ons maar, hoekom? Satan vat jy nooit dadelijk die einde bestemming te neem. Hy vra net vir die eerste tree, die eerste ingee, die eerste, dit is nie so erg nie. Want jy sien, hier is die ding, die vyand weet beter as enig iemand in hierdie plek, dat een kompromie kan 'n gewoonte word.
Hy weet dit beter as enigiemand. En op die einde van die saak, as dit 'n gewoonte word, dan vorm daai gewoonte uit die einde van die saak jou karakter van wie jy is. Hier is nou 'n paar vissermanne in die plek. As jy gaan visvang, as jy ooit gaan visvang en jy gooi net 'n hoek in die water en dan gaan dit regtig, weet jy, dan gooi jy. Jy sit nie net 'n hoek en 'n gewig gooi in die water nie. Wat doen jy? Jy sit 'n asie op. Jy bind daai sardientjie so mooi vas, jy so kyk raak jouself loskom. Hulle het my so geleer, hulle sê, as jy die aas so in jou hand kyk, moet jy sê, Derek, ons maak vir hulle tiger nut sandwich. Jy steek hom mooi weg. Dis presies wat die vyand doen, hoor. Dis presies dieselfde. Dis nie die hoek nie. En dis presies wat die vyand doen. Hy sien nie, hy maak vir dat jy nie sien wat die eintlike stuk van die storie is nie. Hy wil net nie, jy moet nou nie lekker sien. Maar hy wil nie, jy moet sien dat sy pyn maar om jy gepaard gaan nie. Hoeveel mense weet ek, wat verslaaf is aan 'n ding, waar het nie kan los nie. En dan kos dit jou duisende rande om na rehab toe te gaan om aan los te kom. Wat jy sien, die vyand beloof vryheid, maar hy bring slawerny. Die oomblik toe Satan vir Jesus sê, buig, dank ek die Here vir wie hy is. Because die oomblik toe hy sien buig, toe hy vir hom sê buig, toe sien die Here klaar die ketings. Van die Here sien deel. Daarom antwoord hy eenvoudig. Satan, gaan weg van my af. Hy onderhandel nie. Jy het gesien hierdie mense wat die duiwels uitdryf. Nou wil hulle met hierdie ding 'n gesprek aan hê. Nou vis jy, wat soek jy? Wat is jou doel? Gaan lees in die woord van God. Wat is die Bybel se doel? Nêrens in die woord sien ek dat die Here hulle geëntertain het nie. Hy het vir ons sê, gaan uit. In die naam van Jesus. Amen. Maar wat doen ons wanneer dit kom by dit? Die duiwel kom met sy stories. Dan miskien moet ek maar kyk, dalk moet ons maar ietsie oorweeg. Wat sal ek nou doen? Dis mos nie so erg nie. Ek dink daaraan. God het dit nie een keer gedoen met die vyand nie. Hy het hom elke keer gekanter. En toe die hou val, toe sê hy vir hom, luister, gaan weg. Wat doen ons? Na die derde opsietjie wat ons kry, dan val ons. Kom ons gee dit maar 'n draai. Ek wil ook klaar maak. Hierdie is die wonderlikste ding van die evangelie. Ek het 'n opskrif gegee, ek sê, van die woestyn na die kruis. Want onthou toe hy die woestyn het gaan toe gaan hy sy bediening in, en dit was die pad tot by die kruis uit van God. Jesus het nie die vyand in die woestyn oorwin omrede hy 'n voorbeeld wil wees vir ons. Nee. Hy het hom oorwin omrede hy hom moes oorwin. Want Jesus was die perfekte offer wat na die kruis toe moes gaan. En om daardie rede moes hy hom oorwin het. Jesus was die volmaakte lam. As hy een keer gebuig het, sou ons nie aan hierdie tafel kon sit nie. Want hierdie tafel sou nie in die kerk gewees het nie. Sy so moet hy staan. As die Here 'n knie moes buig, dankie bro, sou hierdie tafel nie gewees het nie. Daar sou nie 'n kruis gewees het nie. Daar sou nie 'n heel van Golgotha gewees het nie. But he still chose to do the will
of his Father. Amen. Hy het gekies om nie te buig nie. En weet wat is die beauty van dit alles? Hy het nie gebuig in die woestyn nie. Hy het nie gebuig voor Pilatus nie. Hy het nie gebuig in die kruis nie. En he did it all for us. Hy het die prys betaal wat geen mens wou betaal nie. En om daardie rede, toe hy die kruis vasgenaal is, toe kon hy met 'n groot stem uitroep, "It's finished." Tetelestai. Dis volbring. Die prys vir jou en my vrye kind van God is ten volle betaal gewees. Amen. En om hierdie rede, ek gaan voor, want as jy omgee met ek wou, Johnny, asseblief. Om daardie rede, wanneer ons na hierdie tafel toe kom ons nie na hierdie tafel toe, omrede ons volmaak is. Want ons gaan nooit wees nie. Maar ons kom in eerbied na hierdie tafel toe, omrede hy volmaak is. Amen. Jy sien, ons kom nie omdat ons nog nooit gebuig het nie. Ons kom omdat hy nie gebuig het nie. Want as hy gebuig het, kon ons nie hier staan nie. Kon ons nie in hierdie tafel sit nie. Jy sien hierdie brood herinner my hoe sy liggaam vir my gebreek was. Hierdie beker, die bloed wat vir my gevloei het. En ons doen dit omdat hy nie gebuig het nie. Ons staan hier omdat, ek gaan nie broers val, maar dit is maar so om te vat, terwyl jy kan en dan hou net jou stukkie brood in jou glasie, ons gaan nou dit uitkom. Die beker herinner ons aan die bloed wat vir ons gevloei het. Sodat die ketTINGS van sonde en slawerny gebreek kan word. Satan sê vir jou, buig net een keer, net een kompromie, net een besluit, en God sê vir jou, volg my. God sê, weerstaan hom, en hy sal van jou wegvlug. Jy sien, terwyl ons met ons glasie en ons broodjie in ons hand staan of sit, staan ons voor 'n besluit om te maak. Dieselfde vraag wat op my post gesit het. Voor wie buig jy?